Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 12de Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, President Ramaphosa bedank nie. Nuushooftrekke vir vandag, stormtoestande woed steeds in die Kaap. President Cyril Ramaphosa bedank nie van die parlement af nie. Volgens professor Jonathan Jansen is die skoolse kurrikulum die van die regerende party. Volgens Jimmy Stonehouse moet meer spanne by die Karibeker reeks betrek word. Bulls bekom die dienste van Cowan Bosch. Nene hardloop 'n 44.44 sekonde 400 meter in Italië los. President Cyril Ramaphosa het tydens sy regstreekse gesprek met die nasie gisteraand beklemtoon dat hy nie op hierdie stadium van plan is om te bedank nie. Hy het gesê hy wil eers die verloop van die regsproses en die uitkoms van die saak afwag voordat enige verdere besluite deur hom geneem sal word. Ramaphosa het aangedui dat hy die land se demokratiese instellings respekteer en glo dat die regstelsel toegelaat moet word om sy werk sonder inmenging te kan doen. Volgens hom sal dit onverantwoordelik wees om oorhaastige besluite te neem voordat alle feite behoorlik ondersoek is. Die president het ook probeer om Suid-Afrikaners gerus te stel deur te sê dat die regering steeds gefokus bly op dienslewering, ekonomiese herstel en stabiliteit in die land, ondanks die politieke druk wat tans op hom geplaas word. Hy het erken dat daar groot belangstelling en verdeeldheid oor hierdie saak bestaan, maar beklemtoon dat die waarheid uiteindelik deur die hofproses bepaal sal word. Opposisiepartye het intussen gemengde reaksie op sy verklaringe gelewer. Sommige meen dat hy onmiddellik op sy moet staan terwyl ondersoeke voortgaan, terwyl ander glo dat hy geregtig is om die regsproses af te wag voordat drastiese stappe geneem word. Politieke ontleeders waarsku dat die situasie die politieke klimaat in Suid-Afrika verder kan polariseer, veral met die druk wat uit verskeie geleedere van die regering en oppositie kom. Erge stormtoestande hou steeds dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap in hulle greep, terwyl sterk reën, rukwinde en koue toestande groot ontwrigtings veroorsaak. Weerdienste het gewaarsku dat verdere swaar neerslag, moontlike oorstromings en skade aan infrastruktuur in die komende dae verwag kan word. In verskeie gebiede van die Wes-Kaap is paaie onder water en motoriste word versoek om uiters versigtig te bestuur. Sommige laagliggende gebiede het reeds oorstromings ervaar, terwyl noodspanne op gereedheid grondslag geplaas is om vinnig op enige noodgevalle te reageer. Sterk winde het ook skade aan huise, heininge en kraglyne veroorsaak, met talle inwoners wat tydelik sonder elektrisiteit gelaat is. Boere in sekere dele van die provinsie hou die weerstoestande fyn dop aangesien aanhoudende reën sowel voordele as risiko's vir landbougebiede inhou. Terwyl damvlakke verder kan verbeter, bestaan die gevaar van skade aan gewasse, grondverskywings en probleme met vee in oop gebiede. Inwoners word aangemoedig om noodsaaklike voorsorgmaatreëls te tref deur los voorwerpe vas te maak, noodvoorrade byderhand te hou en onnodige reise tydens swaar reën te vermy. Owerhede sê reddingsdienste staan gereed indien die situasie sou vererger. Professor Jonathan Jansen het weer 'n debat ontlok nadat hy gesê het die land se skoolkurrikulum weerspieël dikwels die ideologie en denke van die regerende party eerder as die uitlopende sienings van alle Suid-Afrikaners. Volgens Jansen word die onderwysstelsel dikwels gebruik as 'n instrument om sekere politieke en historiese narratiewe te bevorder. Hy meen baie ouers, onderwysers en gemeenskappe voel dat hulle eie waardes en verwagtinge nie voldoende in die leerplan weerspieël word nie. Sy opmerkings het veral gefokus op die manier waarom geskiedenis, taalbeleid en sekere sosiale onderwerpe in skole aangebied word. Die opmerkings het gemengde reaksies uitgelok. Sommige mense stem saam met hom en meen die regering oefen te veel invloed uit oor die inhoud van die onderwys. Ander voel egter dat die huidige kurrikulum nodig is om Suid-Afrika se geskiedenis en transformasieprosesse beter te verstaan. Onderwyskenners sê die debat oor die skoolkurrikulum is nie uniek in Suid-Afrika nie, aangesien baie lande wêreldwyd worstel met vrae oor identiteit, geskiedenis, kultuur en politieke invloed in skole. Verskeie vlugte by Kaapstad se internasionale lughawe is ontwrig weens die ernstige stormweer wat tans dele van die Kaap tref. Volgens 'n woordvoerder van FlySafair Air het sterk winde, swaar reën en swak sigbaarheid groot uitdagings vir lugverkeer geskep. Die lugredery sê sommige vlugte moes vertraag word, terwyl ander herskeduleer is om passasiers en bemanningslede se veiligheid te verseker. In sekere gevalle moes vliegtye langer in wagtyd bly voordat hulle toestemming kon kry om te land of op te styg. Passasiers is aangeraai om hulle vlugstatus gereeld dop te hou en vroegtydig met lugrederye te kommunikeer voordat hulle lughawens toe vertrek. Die stormtoestande het ook druk op lughawe personeel geplaas, aangesien skedules voortdurend aangepas moet word.
Weerkundiges waarsku dat die koue front wat tans oor die Weskaap beweeg, nog vir die volgende paar dae baie sterk winde en verdere neerslag kan meebring. Inwoners van Kakamas is gewaarsku dat die vlakke van die Oranje rivier dramaties kan styg na mate hoeveelhede waterstroom af beweeg na die onlangse swaar reënval in verskeie dele van die land. Volgens plaaslike owerhede en rampbestuurspanne kan die rivier se vlakke met soveel as 9 meter styg wat ernstige risiko's vir laagliggende gebiede, plase en infrastruktuur inhou. Inwoners wat daar by die rivier woon, is versoek om reeds nou voorsorg te tref en voorbereid te wees indien ontruimings later nodig sou word. Gemeenskappe word aangemoedig om belangrike dokumente, noodvoorrade en waardevolle besittings veilig te hou terwyl boere aangeraai is om vee na hoër gebiede te verskuif. Owerhede waarsku dat vinnig stygende watervlakke paaie kan beskadig en toegang tot sekere gebiede kan beperk. Die situasie word voortdurend gemonitor en noodspanne is op gereedheidsgrondslag geplaas om vinnig op enige noodgevalle te kan reageer. Die polisie ondersoek tans 'n skokkende 3-dubbele moord in die Mfuleni gebied in die Kaap nadat liggame van 3 mans in 'n plakkersit ontdek is. Volgens voorlopige inligting is die slagoffers onderskeidelik 21, 23 en 32 jaar oud gewees. Die mans is met veelvuldige steekwonde aangetref en is vermoedelik op die toneel doodverklaar. Owerhede sê die gruisame ontdekking het die gemeenskap geskok en groot kommer oor geweldsmisdade in hierdie gebied laat ontstaan het. Die polisiebeamptes en forensiese ondersoekers het die toneel afgesper terwyl bewyse versamel is om vas te stel wat presies daar gebeur het. Die motief vir die aanval is nog onbekend en geen arrestasies is nog gemaak nie. Plaaslike inwoners sê hulle is ontstel oor die voorval en vra versterkter polisieering en groter veiligheid in die gemeenskap. Sommige gemeenskapsleiers meen die voorval beklemtoon die groeiende probleem van geweldsmisdade in informele nedersettings. President Donald Trump het aangedui dat hy groter diplomatieke en ekonomiese druk op China wil plaas oor Beijing se verhouding met Iran te midde van toenemende spanning in die Midde-Ooste. Volgens internasionale berigte meen Trump dat China 'n belangrike rol kan speel om druk op Iran te plaas, veral rakende oliehandel en die konflik rondom die Straat van Hormuz. Hy het ook gewaarsku dat die VSA sterker optrede kan oorweeg teen lande soos maatskappye wat Iran ondersteun tydens die huidige spanning. China het egter reeds aangedui dat hy teen Amerikaanse sanksies gekant is en dat hy beloof het om belange van Chinese ondernemings te beskerm wat deur die maatreëls geraak word. Beijing dring daarop aan dat die diplomatieke oplossings eerder as verdere konflik gevolg moet word. Ontleeders sê die situasie kan verdere spanning tussen Washington en Beijing veroorsaak, aangesien China een van Iran se belangrikste handelsvennote en olieafnemers bly. Die kwessie sal na verwagting prominent wees tydens die komende gesprekke tussen Trump en die Chinese president Xi Jinping. Boxer Superstores het gewaarsku dat stygende brandstofkostes toenemende druk op die kleinhandelbedryf en verbruikers plaas nadat die maatskappy volgens die groep het die hoër dieseluitgawes 'n direkte invloed op vervoer gehad, verspreiding en logistieke koste aangesien groot hoeveelhede voorrade daagliks na winkels reg oor die land vervoer moet word. Die maatskappy sê sy voortdurende beurtkrag en groter gebruik van kragopwekkers dra ook by tot die skerp styging in hulle uitgawes. Boxer waarsku dat die verhoogde kostedruk uiteindelik na verbruikers kan deurvloei in die vorm van duurder voedsel en ander basiese produkte. Ekonomiese ontleeders meen dit kan verdere druk op inflasie plaas in 'n tyd waar baie Suid-Afrikaners reeds swaar kry onder hoë lewenskostes. Die waarskuwing van Boxer kom terwyl ondernemings reg oor Suid-Afrika steeds probeer herstel vir ekonomiese druk, beurtkrag en stygende bedryfkoste. Verbruikersorganisasies vrees dat verdere prysstygings op kos en noodsaaklike produkte lae- en middelinkomste huishoudings die hardste sal tref. Jimmy Stonehouse, afrigter van die Pumas met die Currie-beker, behoort uitgebrei te word om meer spanne die geleentheid te gee om daaraan deel te neem. Stonehouse het gesê daar is genoeg rugby-talent in Suid-Afrika om 'n groter en meer mededingende kompetisie te ondersteun. Volgens hom sal 'n uitgebreide Currie-beker reeks kleiner unies help om waardevolle blootstelling en ervaring op hoë vlak op te doen, wat uiteindelik tot voordeel van Suid-Afrikaanse rugby as geheel kan wees. Hy glo ook dat meer deelnemende spanne nuwe ondersteuners kan lok en belangstelling kan plaas in plaaslike rugby. Stonehouse meen baie spelers in kleiner provinsies kry tans nie genoeg geleentheid om hulle talente op nasionale verhoog te wys nie. Die Pumas afrigter het verder beklemtoon dat die Currie-beker steeds een van die belangrikste en mees historiese rugby kompetisies in Suid-Afrika bly en dat die reeks voortdurend moet ontwikkel om relevant en kompeterend te bly in die moderne rugby-era. Gowan Bosch is 'n belangrike nuwe aanwinst vir die Blou Bulle en kan 'n sleutelrol speel op losskakel indien Andre Pollard nie beskikbaar sou wees weens enige beserings nie.
Bos wat bekend is vir sy sterk skopskoen en spelverspreiding en ervaring op topvlak, bring warevolle diepe na die Bulle se agterlyn toe. Rugbyontleeders meen sy vermoë om 'n groot druk kalm te bly en wedstryde takvol te beheer, maak hom 'n goeie opsie as 'n plaasvervanger of rotasiespeler op die losskakelposisie. Die Bulle afrigtingspan glo Bos se ervaring in plaaslike en internasionale rugby kan 'n groot bydrae lewer. Dit in 'n lang en uitdagende seisoen waar beserings dikwels 'n groot invloed op spanprestasies het, sy veelsidigheid om ook op heel agter te speel word as 'n verdere bonus deur die Bulle beskou. Die Toyota Cheetahs het die afgelope naweek in Bloemfontein 'n baie nou oorwinning behaal oor die Griekwas met 32-31 in 'n dramatiese wedstryd wat tot op die laaste minuut gespanne was. Die wedstryd wat groot belang gedra het vir deelname aan die Curriebeeker het gesien hoe beide spanne mekaar hard druk in 'n fisieke en vinnige wedstryd. Die Cheetahs het egter daarin geslaag om die oorhand te kry in die slotfases van die wedstryd om die 1-punt oorwinning te verseker. Met die uitslag het die Cheetahs hulle plek in die Curriebeeker reeks bevestig wat groot verligting en vreugde onder ondersteuners in die Rose stad gebring het. Die oorwinning beteken ook dat die span hulle fokus nou kan verskuif na voorbereiding vir die hoofreeks waar hulle poog om weer 'n sterk aanspraak op die titel te kan maak. Die Griekwas sal egter moed skep uit hulle sterk vertoning aangesien hulle die Cheetahs tot die einde toe laat veg het. Die rugbyontleeders meen die wedstryd wys weer hoe klein die verskil tussen die twee Vrystaatse spanne is en hoe mededingend die plaaslike rugbystrukture tans heers. Zakiti Nene het die naweek 'n indrukwekkende vertoning gelewer in Italië deur die 400 meter vir mans in 'n tyd van 44.44 sekondes te wen. Die Suid-Afrikaanse 400 meter atleet het met 'n sterk afronding in die laaste 100 meter die res van die veld agtergelaat en die wedloop oortuigend gewen. Die tyd van 44.44 sekondes word as 'n baie mededingende internasionale prestasie beskou en bevestig weer sy status as een van Suid-Afrika se voorste 400 meter atlete. Nene se prestasie in Europa kom 'n belangrike fase van die atletiekseisoen waar atlete hulle vorm sluip vir groot internasionale kampioenskappe wat gaan volg. Die konsekwente vertonings oor die afgelope seisoene wys dat hy besig is om en gereeld onder die wêreld se top 400 meter lopers mee te ding. Die jong Suid-Afrikaanse golfspeler Yufraf Premiel het Sondag in Barcelona, Spanje 'n merkwaardige mylpaal bereik deur sy eerste titel op die DP World Tour te wen. Die oorwinning in Barcelona word as 'n groot deurbraak vir hierdie jong speler beskou, aangesien dit sy eerste sukses op die internasionale vlak is. Premiel het deur die toernooi konstant en kalm gespeel en daarin geslaag om onder druk voor te kan bly teen 'n sterk veld van ervare internasionale spelers. Volgens waarnemers is sy vertoning veral indrukwekkend vir 'n speler in sy vroeë loopbaan en dit plaas hom op die radar in die wêreld se voorste golfkringe. Sy wen in Spanje kan ook sy wêreldranglys aansienlik verbeter en deure oopmaak vir groter toernooie in die toekoms. Die Stormers het 'n sterk reaksie getoon na die voorval wanneer die eerste slot Ian Henderson betrokke was tydens die wedstryd teen die Stormers waar hy beskuldig word van 'n sogenaamde krokodilrol op hulle kaptein Deon Fourie. Volgens die Stormers se kamp moet sulke tipe gevaarlike spel streng teen rugbybeamptes hanteer word, aangesien dit ernstige beserings kan veroorsaak. Die span meen dat die betrokke aksie nie deel is van veilige spel in moderne rugby nie en dat swartigstappe nodig is om toekomstige herhalings te voorkom. Die voorval het glo in die fisieke fases van die wedstryd plaasgevind waar spanning hoog was en beide spanne hard meegeding het vir die beheer en kontakspel. Fourie het na die voorval voortgespeel, maar die Stormers het gesê dit verander nie hulle standpunt oor die erns van hierdie aksie nie. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemqueue for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 skakel. Hulle is jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1731, Polokwane 1024, Lephalale 1126, Mbombela 1030, Mahikeng 721, Pretoria 1023, Johannesburg 821, Ermelo 619, Galagare 1124, Gaborone 1126, Richards Bay 1432, Pietermaritzburg 1028, Durban 1531, Port St Johns 1731, Pongola 1633, Maputo 1833, Bethlehem 4 en 15, Bloemfontein 5 en 17, Allewal Noord 9 en 14, Welkom 719, Vryburg 821, Kimberley 821, Appington 1021, Prieska 10 en 18, Springbok 9 en 13, Karasburg 921, Keetmanshoop 1124, Mariental 1026, Alexanderbaai 1522, Brandvlei 11 en 17, Loederichtsbaai 1524,
Vredendal 15 en 18, Kaapstad 15 en 18, Sutherland 8 en 10, George 13 en 16, Jeffreys Bay 14 en 16, Tabarra 14 en 19, Graafrenet 12 en 16, Kaap-Agulhas 13 en 17, De Aar 9 en 14, Molteno 6 en 10, Beaufort West 13 en 16, Oos-London 13 en 24, Mabalani 18 en 35. Die reënberig vir vandag lyk so: die Wes-Kaap swaar reën en sterk winde duur voort met moontlike plaaslike oorstromings. Die Noord-Kaap provinsie bewolk en koel met ligte tot matige reën in die suidelike dele. Die Oos-Kaap reënbuie en koue toestande veral langs die kus en suidelike gebiede. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie in die suide. Gauteng oorwegend sonnig en koel, geen noemenswaardige reën word verwag nie. KwaZulu-Natal bewolk aan die kus met geïsoleerde reënbuie. Limpopo sonnig en droog met koel oggendtemperature. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel, maar meestal droog. Noordwes provinsie sonnig en droog toestande met koel weer vanoggend. Die ergste weerstoestande bly oor die Kaapse provinsies voorkom weens sterk koue fronte. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.37 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar verhandel teen R11.87. 'n euro kos R19.30. Die pond kos R22.30. Die yen verhandel teen 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,104. Palladium per fyn ons is $1,514. Silwer per fyn ons is $85.17. Goud per fyn ons is $4,729. Brent olie per vat is $101.29. Gedagte vir die dag: moenie moed verloor oor hoe lank iets vat nie. Tyd gaan in elk geval verby. Gebruik dit tot nader aan jou doel te beweeg. Mag jou Dinsdag vol nuwe hoop, vars krag en klein oorwinnings wees. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe. 'n aangename dag en week verder word vir almal toegewens.